My God, waarom het U my verlaat? Hier hoor ons vir Jesus in sy diepste donker oomblik, donkerder selfs as die vorige aand in Getsemane. In Markus 15 vers 34 hoor ons, om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hierdie woorde is waarskynlik van die mees aangrypende van al die kruiswoorde. Hy roep die woorde van Psalm 22 uit, my God, waarom? Dit kan ook vertaal word met waartoe of waarvoor het U my verlaat? Vir eeue het gelowiges met hierdie woorde geworstel. Hoe kan die Seun van God so iets uitroep? Hoe kan daar selfs vir 'n oomblik 'n gevoel van Godverlatenheid wees? Hier aan die kruis sien ons hoe diep Jesus bereid was om in ons menslike werklikheid in te gaan. Hy dra nie net ons sonde nie, hy gaan ook die donkerte van menslike verlatenheid binne. Baie mense ken daardie gevoel. Jy het dit dalk alself ervaar, dalk selfs meer as eenmaal. Die gevoel dat God ver is, die gevoel dat gebede die plafon tref, die gevoel van alleen wees in pyn of swaar kry. Aan die kruis gaan Jesus self daarin. Hy stap die diepste donkerte binne en die een rede is sodat ons nooit werklik daar alleen hoef te wees nie. Selfs in hierdie uitroep is daar egter nie 'n woord van wanhoop nie. Dit is 'n aanhaling uit Psalm 22, 'n psalm wat begin met nood, maar eindig met vertroue en oorwinning. Jesus roep dus nie net pyn uit nie, hy roep ook 'n skrifwoord wat uiteindelik op God se verlossing wys. Die kruis wys dus vir ons 2 dinge tegelyk, die erns van sonde, die prys daarvoor, en daarmee saam die onmeetlike omvang van God se liefde. Jesus het verder gegaan as wat ons ooit sou kon gaan. Hy het die donkerte binne gestap, sodat ons, jy en ek, uiteindelik in die lig kan leef. Daarom beteken die kruis dat geen mens ooit werklik deur God verlaat hoef te wees nie. Die vraag vandag, die uitnodiging opnuut is, keer jou rug op diep donkerte en leef in God se lig. Ek glo jy kan. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus, dat U selfs die diepste, ergste donkerte ook vir my binne gegaan het. Help my om altyd te onthou dat U naby is, selfs wanneer ek dit nie voel nie, naby aan my, binne in my. Amen.